Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. Nou, vanaand wil ek kommentaar lewer oor die onlangse video advertensie op YouTube van We Buy Cars. Nou, 'n hele paar mense het al daaroor kommentaar gelewer, onder andere Ronaldo Gous en kolonel Chris Wyatt, maar ek dink dit is belangrik dat dit ook in Afrikaans gedoen moet word. En vanuit ons perspektief en ons invalshoek. En daarom is dit so belangrik vir u om ook in te teken op hierdie kanaal. Dit kos absoluut niks nie, en ook om vir ons opduimpie te gee en hierdie video te deel met almal wat u dink dit behoort te sien. En ek dink hier het ons weer eens 'n geval. Dit is eintlik 'n deel van 'n reeks. Ek wil so 'n bietjie uitbrei ook oor ander maatskappye wat soortgelyke vergrype teen ons al in die media gepleeg het. Maar ek sal nou net daarby kom. En dan gaan ek praat, ek so verwys na die rassewette en ook die 'n soort patroon in ons land waar instellings of maatskappye opgebou word met Afrikaner geld, met Afrikaner steun en met die Afrikaner verbruiker en agterna word sulke instellings en maatskappye vestings van boerehaat. Ja, daar is 'n hele rits maatskappye soos Dis-Chem, SA Brouwerye, Transnet, Woolworths, Absa, Toyota en die Spur natuurlik wat al op soortgelyke wyse hulle self met 'n plank geslaan het, maar ook hulle minagting vir ons te kenne gegee het en laat blyk het. En dan aan die einde wil ek so 'n bietjie praat, uiteraard moet ons hierdie dinge boikot. En ons moet ook ander maniere vind om dinge te doen. Maar kom ons kyk net vinnig na hierdie video van We Buy Cars. Waar hulle nou die spot dryf met mense, met Afrikaners dan, wat vlugtelinge word in Amerika. Nou, ek het alself vir 'n lang ruk oor see gebly. En ek weet hoe traumatische besluit dit is om so iets te doen. En vir geen van daardie mense is dit gemaklik nie. Dit is baie traumatische besluit, is finansiëel ontsettend moeilik. En soos, mens kan nie die afleiding maak dat baie van hierdie mense verkoop ook hulle motors aan We Buy Cars. Met ander woorde, We Buy Cars maak eintlik geld daaruit, uit mense wat die land verlaat, en in ruil daarvoor kry hulle dan stank vir dank en word hulle verguis deur We Buy Cars. Maar kom ons kyk vinnig na hierdie video en dan kan ons verder daarop kommentaar lewer. Ek sal dit sommer nou hier so op die skerm sit. Ek gaan dit sommer hier afspeel van hulle YouTube bladsy af. Maar net voor ek die video laat speel, wil ek nie attent daarop maak dat hierdie lughawe, hierdie sogenaamde Atlanta Airport, wat jy daar sien, dit is 'n totale klug, dit is nie eers werklik nie, want in die eerste plek is die naam van die lughawe, die Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, en die motors wat jy daar sien is nie Amerikaanse motors nie. Daar op die voorgrond is daar 'n Chinese motor, 'n BAIC BJ40, wat glad nie eens in Amerika verkoop word nie. En daar in die agtergrond is daar 'n motor met sy bak oop, en dit is 'n Volkswagen T-Cross, wat ook glad nie eens in Amerika verkoop word nie. En hier aan die regterkant is daar dit is dit is dit is 'n Koreaanse motor wat 'n mens nou wel in die VS, Hyundai Tucson wat 'n mens wel in Amerika kry. Maar dit sê vir jou hoe kunsmatig en misleidend en watter klug en fop beeld hierdie eintlik is wat hier gekonstrueer word in hierdie sogenaamde advertensie van We Buy Cars, waarmee daar dan die spot gedryf word met Afrikaner vlugtelinge in Amerika. Maar kom ons speel dit en dan kan ons agterna daaroor kommentaar lewer. Welcome to Atlanta International Airport, a proud host city for the Soccer World Cup. Hey man,
look at you. Kijk vir jou, man. You brought the whole family over. How did you swing that? Oh, well, I sold my car to We buy cars. And you guys? Trump flew us over. He thinks we're gonna stay. No. We only came over to watch the World Cup. Oh, and he's paying. You smart, Owen. One of us is even a ref. Ref Eugene. I'm the refugee. Hey. So listen. Did you bring it? Of course, man. Check it out. Niet de kaki. God, you need to Kom zo, jy. Come on, South Africa, rave your gears. We buy cars, the best way to sell your car by far. Nou ja, daar het jy dit. Ons sien nou hierdie soort kunsmatige toneel wat geskep is. En dan aanvanklik kyk die blanke so met vyhandigheid na die swart man wat aankom by die lughawe. En dan wat nou ook die stereotype beeld van die blanke Suid-Afrikaner en veral die Afrikaner is. Ons is mos nou die ongeneeslike rassiste wat so na ander rasse gluur by lughawens. Ja, dit is die Afrikaner soos hy voorgestel word deur We Buy Cars en sy advertensiemaatskappy, want hierdie is verseker ook deur die advertensiemaatskappy gemaak. En daarna verander die situasie en dan is hy in die swart aankomelinge nou goeie vriende. En dan word daar verwys na die ref wat nou 'n refugee of 'n vlugteling is daar in die agtergrond. En dan word onthul dat hierdie Afrikaner gesin het eintlik vir die Amerikaners 'n groot leuen vertel. Met ander woorde, hulle het geen rede om Amerika toe te gaan nie. Daar word nie teen hulle gediskrimineer in Suid-Afrika nie. Daar's nie 143 rassewette nie. Daar's nie geweld, misdaadgeweld en plaasmoorde en huisaanvalle en dies meer nie. Niks van daardie aard bestaan in Suid-Afrika nie. Hulle doen dit om 'n gratis kaartjie, vliegkaartjie Amerika toe te kry. In die lig natuurlik van my vorige video wat ek gemaak het oor Gayton McKenzie en sy 31 miljoen rand van die staat se geld, van die belastingbetaler se geld, wat hy uitmors daar in Amerika. Maar hy is nie die skuldige nie. Die Afrikaner vlugteling wat noodgedwonge die land verlaat omdat hy besig is om te krepeer, hy kry nie werk nie, dan word hy hom gediskrimineer. Hy is die probleem. Hy is leenagtig, want hy is eintlik besig om vir die Amerikaanse regering 'n leuen te vertel, net sodat hy die sokker kan gaan kyk. Nou, ek weet nie hoeveel Afrikaners kyk sokker nie, maar ek dink daar is 'n enkele Afrikaner in hierdie land wat bereid is om alles wat hy besit te verkoop en op 'n vliegtuig te klim as 'n vlugteling na 'n ander land toe, omdat hy 'n sokkerwedstryd van Suid-Afrika se sokker se verloor span in Amerika wil gaan kyk nie. Die hele ding is net so absurd. Dis eintlik vir my 'n soort dagga-droom van een of ander advertensiemaatskappy in Johannesburg wat hierdie ding geskep het met We Buy Cars se instemming. En as ek praat van dagga-drome, kyk, ek woon al my hele lewe lank in Johannesburg. Ons kan op 'n stadium daaroor praat, maar die meeste Engelse in Johannesburg gebruik dwelms op een of ander stadium van hulle lewe, hulle breine is al klaar bietjie vrot. En dit is die tipe goed wat 'n mens dan gade slaan wat hierdie mense skep in hulle verwronge soort van dwelmbenewelde denke. Maar as ons nou verder dink aan aan We Buy Cars as 'n maatskappy. Ek kan onthou in die vroeë 2000s het hulle begin in beeld. Hulle het elke dag so 'n klein advertensie in beeld gehad in die gedrukte beeldkoerant. En met ander woorde, hulle het hulle hele besigheid, hulle hele onderneming het hulle gebou op grond van die Afrikaner verbruiker, die Afrikaner motorkoper of verkoper. En dit pas my in by hierdie patroon waar Afrikaner geld gebruik word om iets te bou wat agterna 'n vesting van boereaard word. Maar daar's nog 'n spul ander maatskappye. Wel, ten eerste natuurlik, ek dink almal behoort We Buy Cars te boikot. Ek sal in my lewe nooit 'n motor verkoop of 'n motor koop by
We Buy Cars nie, totdat ek doodgaan, want ek dink hierdie soort belediging, ongeag mense mening, ek wil nie graag Amerika toe gaan nie, ek wil mense ook nie aanmoedig om Amerika toe te gaan nie, maar ek verstaan dat mense kan in Suid-Afrika in so desperate situasie beland, dat hulle geen ander keuse het as om op 'n vliegtuig te klim en Amerika toe te gaan en daar te gaan probeer werk en soort van hulle eie potjie te krap nie. Ek verstaan dit, want ons leef in 'n abnormale situasie van geweld, van ekonomiese agteruitgang, van onveiligheid, diskriminasie, en daarom vir sommige mense maak dit sin om tot so drastiese stap oor te gaan en verander om dit dan af te kraak en die spot daarmee te bedryf en daardie mense belaglik te maak en hulle as leienaars voor te stel. Dit is vir my absoluut laakbaar. Maar nou ja, daar was ander maatskappye in die land, soos Dis-Chem byvoorbeeld, wat 'n paar jaar gelede natuurlik 'n omsendbrief uitgestuur het waarin die hoof van die maatskappy die hele almal by Dis-Chem verbied het. Hy het hulle letterlik verbied om nog een blanke by Dis-Chem aan te stel. En dit in Dis-Chem is oral. Hulle is in elke winkelsentrum oral, en as jy jy weet, een of ander voorskrif van 'n dokter het, dan is jy noodgedwonge om met jy na Dis-Chem te gaan, of dalk Clicks, of om jou voorskrif te gaan bekom. Daar is in sekere meer in die Afrikaanse dele, soos in Pretoria, is daar die Arinel apteke, en ek sal almal aanraai om asseblief tog na Arinel toe te gaan, as dit vir u bereikbaar is, om soontoe te gaan, en Dis-Chem ook te boykot so ver u kan. Want dit is nog een van hierdie laakbare maatskappye in Suid-Afrika, wat hulle skuldig maak aan anti-wit rassisme. Maar destyds, ek kan onthou, kort nadat die ANC in bewind gekom het, was die eerste maatskappy wat begin het om Afrikaans as 'n openbare taal te begin, knou te begin toedien, was die Suid-Afrikaanse brouwerye, want hulle het die Afrikaans van al die bierblikke afgehaal, en ek kan onthou, ek het nog briewe daaroor geskryf aan die koerante, en ek het sê, dit begin met die bierblik, maar dit gaan eindig by Afrikaans wat uit die universiteite verwyder word, en mense het my destyds uitgelag, jy weet, hulle het gesê, ag man, wat weet jy, en jy weet, die bierblik maak nie saak nie, wat ek al, maar ek het dadelik verstaan, jy weet, as jy weet, ek speel soms vir my plesier bietjie skaak en so, jy weet as jy jou stuk soontoe skuif, jy weet mos wat kom agterna, en dit is presies hoe dit in Suid-Afrika uitgespeel het. Maar daar was ook Transnet wat teen Afrikaans begin diskrimineer het in die vroeë 2000s, en ek het 'n betoging daaroor gereël. Ons het daar so in Braamfontein in Johannesburg, het ons opgemarseer in die straat. Destyds het mense nie eers sulke goed gedoen nie, jy weet, die Afrikaanse media het ons ook uitgelag. En ek het op 'n stadium Woolworths toe gevlieg in die Kaap, jy weet, om met hulle te gaan praat oor die feit dat hulle nie Engels in hulle winkels gebruik. Maar dit, jy weet, hulle het my ook maar so aangekyk en gesê, nee, totdat daar nou wetgewing kom, wat hulle verplig om Afrikaans op hulle produkte te gebruik, gaan hulle dit nie doen nie. En dan sien jy ook al hierdie, jy weet, 'n klomp Afrikaners is nog by Absa. Jy sien al hierdie Absa advertensies met hulle multikulturele advertensies. En daar was 'n ander maatskappy wat ook 'n gruwelike advertensie gehad het, waarin 'n swart man 'n blanke man fisiek slaan, aanrand in die advertensie, en dit word ook gesien as snaaks, as humor, die feit dat 'n blanke deur 'n swarte aangerand word. En ek het toe, ons het so 'n klein veldtoggie daaroor gehad, en ek het ook hier so in Johannesburg dis daar by Bekloe iewers, by Woodmead daar iewers. Destyds was die hoofkantoor van Toyota Suid-Afrika daar, en ek het daar so al die groot koppe van Toyota gaan sien, en hulle, jy weet, in die oog gaan kyk, en gelukkig het hulle toe besluit om daardie advertensie net daar te beëindig, want hulle kon sien, die publiek hou nie daarvan nie. En toe was daar was natuurlik ook 'n voorval van die Spur, wat ook, was mos onder ons hier by die Spur, en toe het die hoofuitvoerende beampte Peer van Tonner besluit
dat ja, hy gaan onmiddellik daar was onder ons tussen 'n blanke man en 'n swart vrou, en hy het onmiddellik besluit dat hy verbied die blanke man lewenslank om by enige van sy Spur-restaurante te kom eet. En toe het daar ook 'n spontane boikot van Spur gevolg, en ek boikot Spur tot vandag toe. Ek sal nooit by Spur gaan eet nie. Dit is nie 'n restaurant wat toegenaamd op my radarskerm registreer nie. Maar in hierdie geval uiteraard gaan ons WeBuyCars boikot. Maar ek dink ons moet ook op 'n verbruikersstaking gaan. Ons moet ophou om sekere produkte te gebruik om geld te mors op allerlei onnodige dinge. En ook om die banke ryk te maak. Want die hele motorbedryf, as ek sien mense daar op pad met, op die paaie sien met hulle duur motors, maar dan klim hy daar uit en dan het hy in die winter nie eens 'n trui om aan te trek nie, want hy betaal so baie rente en hy betaal soveel versekering en daardie motor van hom, dat hy eintlik besig is om homself te verarm. Ek het nou nog 'n baie interessante lys van lande gesien, lande waar hulle die lande geklassifiseer het op grond van die netto batewaarde van die gemiddelde persoon in daardie land. En ek dink die land wat die heel bo was IJsland. Want die mense in IJsland mors nie hulle geld uit op allerlei onbenullighede nie. Hulle spaar en hulle koop eiendom en hulle belê iets meer. En alhoewel dit 'n baie klein landjie van 300,000 mense is, het hulle die hoogste rykdom, individuele rykdom van enige land ter wêreld, hoër as Amerika of Switserland of enigiemand. Dis vir my baie interessant, en ons kan dieselfde begin regkry, as ons net ophou om hierdie gierige maatskappye, wat in elk geval ontsettende minagting vir die Afrikaner koester, as ons ophou om hulle produkte te koop, of hulle dienste te koop, en ons moet ander maniere vind van doen. Ons moet nie, as ons jy jou tweedehandse motor wil verkoop nou WeBuyCars, toe gaan jy moet ook nie 'n motor koop by WeBuyCars nie. Ek dink jy moet in die meeste ander lande ter wêreld is daar gewoonlik webblaaie of publikasies of wat ook al, deesdae meestal webblaaie, waar individue hulle motors aan mekaar kan verkoop. Nou, maar in Suid-Afrika, vanweë die ontsettende misdaad wat hier by ons bestaan, is dit 'n groot risiko om jou motor te adverteer op een of ander plek, want jy daar 'n skurk gaan opdaag en jou motor by jou kom steel, of andersins gaan hy jou betaal met op 'n vals manier, sodat jy jou motor kwyt is en hy het jou nie 'n sent daarvoor betaal nie. Iets van die aard, maar ek dink met al die tegnologie wat vandag bestaan, dink ek daar is maniere om dit te oorkom, en ons moet meer met mekaar begin handel dryf, en ons moenie maatskappye soos WeBuyCars ryk maak, wat ons in die proses dan weer in die gesig gaan klap met hulle tipe humorlose en beledigende advertensies nie. Nou ja, as jy tot hier geluister het, baie dankie vir die aandag. Boikot WeBuyCars, maar teken in op die kanaal en kyk ook na ons boeke in die boekwinkel hieronder, en dan volgende keer dan maak ons weer so. Totsiens.